Goeiemôre gemeente, susters en broers, baie welkom by hierdie oggenddiens vandag. Het is baie lekker om soveel van ons lidmate saam te sien in die erediens vanoggend. Ek moet sommer heel eers sê, Nini vra, ons moet dan onthou die kollekte, die dankoffer word in die banke opgeneem, nie by die deure nie. En dan is daar tee na die diens tussen die eerste erediens en die tweede een. Almal wat wil weet hoe gaan 'n koppie vlak 1 tee smaak. As die eksperte het nou na vlak 1 toe skuif. Baie welkom om 'n bietjie saam te gesels na die erediens en tee te drink. En ook ons prediker, as jy wil, vir Dominee Charlies huis bietjie beter te leer ken of te gesels. Ek wil sê, van waar ek staan, lyk die verspreide gemeente vir my baie soos die prentjies wat mens sien van die eerste Christene, wat so 'n klein groepies by mekaar was. En al wat ons nou nog kort is die boekrol van Lukas, wat so oopgetrek kan word daar ergens in Kolossense of so, om daar uit te lees. Maar die een wat het gaan ooprol vanoggend is Dominee Charlies huis. En dit is vir my lekker om vir haar so te verwelkom. Dit is baie spesiaal. Sy laat my dink aan die groot gebeurtenis in die geskiedenis toe die Here Jesus opgestaan het. En hy heel eerste vir 'n vrou dit gesê het. Gaan sê vir my broers. Ekskuus, dit gee my 'n knop aan die keel, dit is 'n wonderlike oomblik in die geskiedenis gewees. Charlies, so dis so van daardie verwagting dat jy die Here se boodskapper is vandag, wat ons vir jou graag verwelkom. En sy, Charlies is 'n predikant in Eysterplaat Suid, wat 'n gemeenskap is waar daar baie swaar kry is, waar daar baie nood is, en waar sy 'n verskilmaker is. Dit het my laat dink aan dit wat hier teen ons muur hang, om verskilmakers te wees met deernis en om ambassadeurs van hoop te wees en draers van die lig. Baie dankie vir dit wat jy daar doen, Charlies, en baie dankie dat jy die naweek hiernatoe gekom het om saam met ons te wees vanoggend. Ek stel graag vir jou aan die woord en vra dat jy voorgaan asseblief. Baie dankie. Goeiemôre julle. En van my kant af baie dankie dat ek saam met julle hier kan wees en veral aan oom Gert en tannie Esther wat regtig baie moeite gedoen het. Dit is julle gasvryheid is merkwaardig en dit is regtig lekker. Ek is verbaas oor julle vlak van tegnologie hierso in Kleinmond. Ek doen baie min PowerPoint, so as ek iets verkeerd druk of as hulle sien die liedjies is nie meer reg, jy moet iemand net hulle hand opsteek. Maar ek gaan my bes probeer. Kleinmond is vir my ook 'n baie spesiale plek. Ek het baie op skool, julle sal weet die FSV kampterrein is hier op Kleinmond en ek het omtrent elke jaar van graad 7 tot in matriek hier kom kamp en 'n groot deel van my eie roeping as predikant en gestuurde van Jesus Christus ook hier ontvang. Ek het ek dink dit was in graad 10 op 'n kamp hier, so ek weet nie of van julle vir Dominee Charlie Holtzkamp kan onthou of ken nie. Maar baie kere saam met hom hier gekamp en ook besef dat ek ook eendag graag wil preek en kampe aanbied, soos wat ek hier geleer is. Dit is ook vir my 'n voorreg om 'n stukkie van wat die Here in my eie lewe en in my eie bedieninge in Eysterplaat mee besig is met julle vanoggend te deel. So ek wil ook vir julle baie welkom sê in die teenwoordigheid van die Here. Welkom by nog 'n ontmoeting met die Here waar ons saam as gelowiges diep luister en probeer uitfigure waarheen die Here ons volgende wil stuur. Kom ons maak die oë toe
en word ook bewus van God se teenwoordigheid hier vanoggend. Wees stil en weet, ek is God. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet, wees stil, wees. Here, ons wil vanoggend vir U kom dankie sê dat ons sonder pretensies en sonder maskers in U teenwoordigheid net kan kom wees. Dat ons nie hoef voor te gee of ons beste voetjie voor hoef te sit nie, maar dat ons regtig met al ons foute en tekortkominge en vrae na U toe kan kom om net te kom luister. Dankie dat U die mooi dag vir ons geskep het. En dat ons, wanneer ons oë oopmaak in die oggend, ook weer bewus kan raak van nog 'n kans. Nog 'n keer en nog 'n dag wat U genade genoeg en groot is. Dankie dat dit nooit opraak nie. Here, maak ook ons ore en ons harte en ons gedagtes oop vir dit wat U vir ons vanoggend wil sê. Ons kan so maklik en so vinnig ons eie paadjies probeer uitsit. Mag ons diep luister na dit wat U vir ons wil sê. Amen. Vriende, ek groet julle dan vanoggend met die genade en vrede van God, ons regverdige Vader, en met die liefde van die Here Jesus Christus, wat werk in en deur elkeen van ons, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Julle kan nou net so sit, dan gaan ons 'n lied saam sing, 284, ons gaan verse 1 tot 3 sing.
met julle, so as ek dit reg het, is julle besig met nadenke oor die tema rondom 'n seisoen van geleenthede. En ons gaan vanoggend bietjie saamgesels oor die woorde 'n geleentheid om te gee, selfs in 'n tyd waar dit dalk voel daar word van jou gevat. Nou die enigste keer wat ek weer die Bybel direk na geleenthede verwys is in Efesiërs 5 vers 16 wat sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. En ek dink, dit is nie 'n onbekende vers vir van julle nie, of ek dink meeste van julle sal definitief al hierdie vers gehoor het. Ons sal ook baie keer 'n grappie maak. Ek sal baie keer vir my suster sê, as sy iets by my wil, sê ek vir Maries, wil jy hierdie, sal jy hierdie wil hê, dan sê ek, dis nou jou kans. Die Bybel sê, maak gebruik van elke geleentheid. Jy weet, ons gebruik dit so, in 'n grappenderwys ook. Nou, sal mens wonder, waarna dit in hierdie teks verwys. 'n geleentheid om geld te maak, om bymekaar te maak, om hard te werk vir jou sukses, dalk om roem te behaal. En as dit so sou wees, sal ons tog graag meer wil hoor oor wat Jesus sê, wat dit beteken om suksesvol te wees, of wat dit beteken om gebruik te maak van elke geleentheid. Ek dink in elke stadium van 'n mens se lewe en enige ouderdom van ons lewe dink ons na oor die geleenthede wat oor ons pad gekom het of gaan kom. Hoe suksesvol wil ek eendag wees? Hoe gaan ek gebruik maak van wat? Van kleins af word ons geleer en gevra, jy moet vooruit dink, wat wil jy doen met jou lewe? Hoe suksesvol is ek nou? Ek dink baie van ons, meeste van ons dink die hele tyd, is ek nou besig om te doen wat ek moet? Is ek suksesvol genoeg? Is ek besig om my geleenthede aan te gryp? Of miskien is jy op 'n ouderdom waar jy terugkyk en dink, was ek suksesvol genoeg? Is ek tevrede met hoe ek gebruik gemaak het van my geleenthede? Nou ons is Christene, as ek dit reg het. So ons kan nie net vra, wat beteken dit om suksesvol te wees, of wat beteken dit om gebruik te maak van elke geleentheid nie. Ons moet dalk eerder sê, as ons Christene is, as ons sê, ons is volgelinge van Jesus, hoe lyk geleenthede dan? Almal sê, jy moet hard werk, en jy moet omsien na jouself, en jy moet uitkyk vir jouself, jy moet maar veg vir jou plekkie onder die son. En sekerlik is daar baie waarheid daarin, maar Jesus het ook 'n ander plan gehad. En daarom wil ek graag vanoggend saam met julle 'n teksgedeelte lees wat 'n mens se idee van sukses en geleenthede net so 'n bietjie in 'n ander perspektief sit. Lukas 18 vers 18 tot 23 lees ons die storie van Jesus en die ryk jong man. Ek lees vir julle van vers 18. 'n man van aansien het aan Jesus die vraag gestel, Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus het geantwoord, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. En dit is asof die ryk jong man nie hiermee tevrede was nie, en hy sê, al hierdie dinge het ek al van my kinderdae af onderhou. Met ander woorde, ek is eintlik fyn. Toe Jesus dit hoor, vers 22, sê hy vir hom, een ding kom jy nog kort. Gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. Net tot daar.
Ek dink baie keer as ons die Bybel lees en wonder en so probeer ontrafel wat hier aangaan, is dit asof ons die vraag wil vra, is hierdie teksgedeelte regtig vir my ook bedoel? Is hierdie teksgedeelte regtig van my op my ook van toepassing? Maar julle, hierdie is nie een van daai tekste waar ons maar net kan sê, o, julle, dit is 'n bietjie van 'n moeilike teks, kom ons blaai eerder aan en ons lees eerder iets meer verstaanbaar nie. Nee, dit is redelik straightforward, redelik reguit en verstaanbaar. Daar's geen metafore of beelde of visies wat ons probeer ontrafel nie. Jesus is hier besig om in doeteenvoudige woorde aan die ryk jong man te verduidelik dat dit wat hy het, hom eintlik nêrens gaan bring nie. Nee, as hy dit vir homself hou nie. Nou, ek het hierdie week 'n bietjie gaan Google, en as jy op Google intik, how to be successful, or what is the meaning of success, is dit asof jou rekenaar outomaties jou begeertes wil bewaarheid, en daar spring soos 1000 klein tabs op jou rekening wat sê, watch your money grow and visualize a life of constant cash flow, prosperity and success. Double your money within 2 days. Dis 'n belaglike goed. Of al kom so press here to invest. Die Woordeboek beskryf sukses as attaining wealth, prosperity of fame, om rykdom, welvaart en roem te verkry. Geleenthede in die Woordeboek word beskryf as a time or circumstances that makes it possible to do something. A chance for promotion. 'n Kans om jouself te bevorder. Nou lees ons hier in die Bybel, in die teksgedeelte, dat Jesus eintlik die teenoorgestelde preek. Hoe gaan jy die koninkryk van God ervaar? Wat is sukses in die oë van die Here? Hoe lyk geleenthede vir ons as Christene? Wat is die antwoord wat die ryk jong man ontvang het? Maak minder, gee weg, omarm. Ek herinner julle, die jong man vra vir Jesus wat hy moet doen om die ewige lewe te kry. En dan sê Jesus vir hom, een ding kom jy nog kort. Nadat hy al die gebooie so mooi al die jare onderhou het, een ding kom jy nog kort, gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. En dan lees ons, wat eintlik my gunsteling gedeelte van die hele stuk is, die ou was baie teleurgesteld, want hy was baie ryk. Met ander woorde, hy moes baie weggee. Die feit dat hy ryk was, die feit dat hy 'n man van aansien was nie vir Jesus impressive nie. Dit het nie vir Jesus beïndruk nie. Jesus het nie vir hom gesê, nee man, jy het dan nou so baie geld bymekaar gemaak, jou hele lewe lank. Jy het so mooi gekyk na jouself. Jou plekkie is geboek. Nee, Jesus sê vir hom, kyk wat jy het. Deel dit, gee weg, lewe ligter, omarm die wat arm is. En dit is nou die skerry gedeelte van hierdie teksgedeelte. Dit geld vir elkeen van ons wat hier is vandag. Vir ons as Christene, vir ons as kerk, vir ons wat onsself sien as lede van die liggaam van Christus. Om nie net 'n kerkgebou te wees met 'n toring en 'n hoender en op die toring en mooi gepolished banke nie, maar ook 'n plek waar mense die koninkryk van Jesus, die liefde van Jesus, die genade van Jesus, kan ervaar en beleef en voel. Nou ons is hier besig met 'n getuienisfees waar ons ook nadink oor die getuienis en die boodskap van die Jesus storie, die diensbaarheid van Jesus in die wêreld.
En as ons vanoggend hierdie teks lees, moet dit ons dring om ons eie idee van sukses en geleenthede op sy kop te draai. In hierdie seisoen waarin ons nou is. Die kontras tussen die manier hoe ons lewe en hoe ons sukses sien en hoe ons geleenthede sien, is soveel anders as wat Jesus het vir ons kom leer. En hierdie is nie die enigste teksgedeelte nie. Ons sê maak by mekaar, Jesus sê gee weg. Ons sê kyk uit vir jouself. Jesus sê kyk uit vir ander. En is nou op hierdie stadium van enige preek waar ek altyd vir die mense sê dat, want dan agter die maskers is dit moeilik om mense se gesigsuitdrukkings te sien. Gewoonlik is dit so iets soos, dan wil ek net graag vir mense herinner, ek het dit nie opgemaak nie. Dit staan actually in die Bybel. In Eysterplaat en in ons bedieninge het ek geleer om te laat gaan van die wêreld se idees van kerk wees. Van die wêreld se idees van Christen wees. En regtig diep probeer luister na hoe Jesus ons as kerk en ons as liggaam van Christus roep om elke dag sy hande en voete te wees. En ek wil graag vir julle 'n paar Eysterplaat stories vertel. En voor ek begin, moet ek dalk net noem dat dit is glad nie perfek nie, maar ek wil graag deel hoe ons onperfek 'n poging aanwend. Ek dink meeste van julle sal Eysterplaat goed ken as die lugmagbasis. Maar Eysterplaat is ook 'n gemeenskap wat baie swaar kry. Vir die van julle wat nie weet waar dit is nie, dit is so reg in die middel van die stad en Century City. Meeste mense sal weet waar Canal Walk is. So reg in die middel van Canal Walk en die stad. Dis Eysterplaat net so links van die, as jy nou stad toe ry, regs van die N1. So, Eysterplaat is 'n huis vir baie hawelose mense, baie werklose mense, baie staatspensioentrekkers. Vir die wat nie weet nie, die staatspensioen is op die oomblik R1780. Baie gangsters in Eysterplaat, ons het ek weet nie of julle weet van die 26's en die 28's en al die dinge nie. Maar die 28's se tukhuis, se dwelmhuis is so 'n kilometer af van die straat van die kerk. Baie dwelm en alkoholverslaafdes, baie sekswerkers. En dan as gevolg van al hierdie dinge is dit ook 'n gebroke huis vir baie kinders wat in geen normale setup groot word, soos ek en jy dit ken nie. So ek het in 2018 in Eysterplaat begin en ons as gemeente het die nood begin raak sien vir veilige spasies vir kinders met geweldige trauma. En ook die geleentheid om vir mense 'n spasie te skep om te kom dien en te kom gee. So ons het toe 'n hawelose bediening begin en 'n gemeenskapsete en ook 'n klein nasorg by die kerk. So daar is so 20 kinders wat elke dag na skool na die kerk toe kom en dan eet hulle daar en dan kan hulle ook in 'n gesonde en veilige omgewing en 'n bietjie ondersteuning van ons af ook hulle huiswerk doen. Ek sê net altyd vir die kinders, jy mag my net nie vra oor wiskunde nie, want daarmee kan ek nie help nie. So as jy ooit in Eysterplaat wil kom kuier, is jy welkom. Daar is altyd beweging by die kerk. Die kinders hardloop op en af as hulle nou klaar hulle huiswerk gedoen het. Is meeste van die tyd verskriklik chaoties, maar daar's altyd so baie vreugde. Ook as ons na skool eet, sit ons almal rondom 'n tafel en ons eet saam en luister na die kinders se stories. Wie het nou weer vandag met wie beklei? Wat gaan aan by die huis? En so meer. Die kinders
Die kinders love daar baie keer. My kollega Hendrico sê baie keer hy druk hulle so op hulle rug uit en sê hulle it is really home time now. You guys must go home now. En hulle hou nie daarvan om huis toe te gaan nie. So ons werk baie lekker saam met die skool en die skool is regtig amazing in die omgewing en een oggend bel die skool my en sê vir my Charlize, ek gaan nou nie die naam noem nie, maar hierdie kind is weer nie vandag by die skool nie. 'n Kind wat by ons in die nasorg is. Nou, hierdie kind het 'n verskriklike moeilike storie. Sy pa was alkoholist en is vroeër die jaar toe oorlede en sy ma werk dag en nag in en uit en hy kry nie die liefde en die aandag wat 'n 12-jarige kind nodig het en moet kry nie. En ek besluit daai dag, toe ek eers in Eysterplaat aangekom het, ek dink ek het dit nou ook nog so bietjie, maar was ek verskriklik naïef en baie braaf en ek besluit ek gaan uitvind waar sy huis is en ek gaan daartoe ry. En toe ek daar kom, toe sit hierdie 12-jarige seentjie op die stoep in sy onderbroek en rook tik. En hy was nog fyn op daai oomblik en ek weet ja, miskien moet iemand my eerder ken en ek sê vir hom, wat is jy besig om te doen? Klim in die kar en hy klim in die kar en ek bring hom kerk toe en ons gesels saam en soos ons gesels, besef ek hierdie kind voel nie deel van iets nie. Hy dink nie hy het iets om te bied vir die wêreld nie. Hy dink nie daar gaan 'n geleentheid oor sy pad kom nie. Van die wêreld en soms wil ek sê ander Christene het hom al te veel teleurgestel. Die koninkryk van God was nog nooit vir hom 'n realiteit nie. Never mind geleenthede. As die koninkryk van God soos die sukses of as ons idee van sukses soos die idee van sukses van die wêreld en soos van die woordeboek gaan lyk en gaan bly, gaan ons die geleentheid mis om vir mense die liefde van Jesus te wys, sodat hulle ook glo daar's iets groter as hulle omstandighede. As ons idee van sukses soos die wêreld gaan bly lyk, gaan baie meer kinders in die stelsel van dwelms en drank en werkloosheid verval as wat daar hoef. My vraag is altyd wanneer ek hierdie teksgedeelte lees, of hierdie storie van Jesus en die ryk jong man net nie meer vir ons relevant is vandag nie, of het ons as Christene ergens langs die pad vergeet, dat geleenthede nie oor ons pad kom om onsself te bevorder nie, maar altyd om die koninkryk van God meer en meer sigbaar te maak in areas waar dit so verskriklik nodig het. Die geleenthede wat ons kry, die besittings wat ons het en die geld wat ons tot nou toe kon maak, is nooit vir onsself nie. Nou die dag toe vra iemand vir my, toe ek sê ek gaan oor hierdie teksgedeelte preek, Charlize, wat verwag jy nou eintlik van die mense? Moet almal hulle geld gaan trek by die bank gou vinnig as die preek verby is, of hoe moet ons nou maak? Ergens moet daar 'n saadjie in ons wakker gemaak word, om ten minste net ons gedagtes en ons uitkyk oor die geleenthede wat ons gekry het, te verander. Wat doen ons daarmee? In Eysterplaat het die gemeenskap baie swaar gekry die laaste 5 maande, vir obvious redes. En baie mense het hulle werk verloor, hulle verblyf en uiteindelik hulle inkomste.
Maar ons het nie vir een oomblik toegelaat dat enige iets ons onderkry nie. Ons as gemeente en mense wat geruime tydjie al pad met ons stap, hierdie geleentheid aangegryp om die hulpbronne en die koneksies en die geleenthede wat God vir ons gee te gebruik om iets te probeer beteken. En ons het in die 5 maande wat die lockdown die gemeenskap hard getref het, vir 400 families weekliks voorsien met kos wat hulle genoeg kan hou vir 'n week. En baie weke het ek vir my kollegas gesê, ek dink nie ons gaan hierdie week genoeg geld hê vir kos nie. Dalk moet ons eerder die pasta uithaal, dalk moet ons eerder die rys uithaal uit die pakkie uit. En elke week was die Here se timing so perfek, want dit is nie ons werk om die planne te maak nie. Ons werk is om die geleenthede raak te sien, wat die Here vir ons gee om 'n verskil te maak. En is oral. Dis nie net in Eysterplaat nie. Hier in Kleinmond. Ons roeping as Christene, ons roeping as volgelinge van Jesus, was tog nooit om rykdom, roem en welvaart na te jaag nie. Ons is ook nie geroep om people pleasers te wees nie. Hierdie is 'n seisoen van geleenthede. 'n Geleentheid om te gee, selfs in 'n tyd waar jy voel daar word van jou gevat. Ek weet nie wat dit vanoggend vir elkeen van julle mag beteken nie. Al wat ek weet is dat Jesus se antwoord aan die ryk jong man nie was well done nie. Dit was eerder, daar is nog een ding wat jy kort kom. Sien jou naaste se nood raak en deel. Iwer Swart is 'n jong ou wat ek 'n geruime tydjie nou al volg, wat ook 'n amazing storie is. As jy 'n baie inspirerende boek wil lees, kan jy sy boek lees, Die Verlore Seun van die Gaatjie. Maar kyk nou die dag 'n video waar hy met 'n klomp onderwysers praat, en ek dink dit geld vir elkeen van ons, waar hy vir onderwysers sê, selfs op jou slegste dag, is jy dalk iemand se enigste hoop en lig. Selfs op jou slegste dag. Mag ons besef dat geleenthede nie vir onsself is nie. Mag ons die bravade van eers af besef en ontvang dat ons radikaal genoeg moet wees om in Jesus se voetspore te volg, geleenthede te begin raak sien om sy koninkryk sigbaar te maak op aarde. Efesiërs 5:16 sê, maak gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Ons is baie lief om daai versie aan te haal. Maar die versie net daarna, vers 17 sê, moet daarom nie onverstandig optree nie. Maar probeer te wete kom wat die Here wil hê jy moet doen. Die Engelse vertaling sê dit vir my mooi, don't live carelessly. Make sure you understand what the Master wants. Amen. Kom ons bid saam. Here, soms is die evangelie verskriklik moeilik. Want ons raak baie gou gemaklik. Ons hou van ons eie gewoontes. En ons maak by mekaar om onsself
en ons eie mense se lewe beter te maak. Here, mag U ons braaf maak om te sien waar U wil hê ons 'n verskil moet en kan maak. Amen. Ons gaan nou slotlied sing, lied 530, vers 1 tot 3. Daar sal nou geleentheid wees om die Here te dien met die offergawes.
Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here jou seën met die oë van Jesus wat mense raak sien, die ore van Jesus wat na mense luister, die liefde van Jesus wat aansteeklik sal wees vir jou naaste. Mag die Here jou seën met 'n diep smag om daar waar jy werk en daar waar jou voete loop, 'n verskil te maak in sy koninkryk. Want God roep jou. Amen.